Goeiemôre. Ek gaan lees uit Matteus 12 vanaf vers 30 tot vers 33. 32 skus, dit sê die volgende. Hy wat nie in my is nie, is teen my, en hy wat nie saam met my versamel nie, verstrooi. Daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering sal die mense vergewe word, maar die lastering teen die Gees sal die mense nie vergewe word nie. En elkeen wat 'n woord spreek teen die Seun van die mens, dit sal hom vergewe word. Maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie, in hierdie eeu nie, en ook nie in die toekomstige nie. En nou in Markus 3, vanaf vers 28. Ekskuus vir dit. Dit sê die volgende. Voorwaar ek sê vir julle, al die sondes sal die mensekinders vergewe word, en al die lasteringe wat hulle mag uitgespreek het, maar teen die Heilige Gees, maar wie teen die Heilige Gees gelaster het, het geen vergifnis tot in ewigheid nie, maar is skuldig aan die ewige oordeel, omdat hulle gesê het, hy het 'n onreine gees. Nou dit beteken dat enige iemand wat skinder of praat of wat ook al van enige iemand wie jy kan sien, jy kan hoor, jy weet daai persoon het die Heilige Gees binne hulle en die persoon sê daai persoon lieg. Daardie persoon wat sê dat die ander een lieg, daardie sonde is nie vergewe nie, tot in alle ewigheid nie. Daai persoon gaan nie die nuwe Jerusalem binne gaan nie, want die woord sê, die nuwe Jerusalem is reinig, dit is heilig, en dit is skoon. Met ander woorde, as daai onvergeeflike sonde, dit is die enigste sonde wat die Bybel noem, wat nie vergewe word nie. Nou, as daai sonde nie vergewe word nie, dan gaan jy nie in die nuwe Jerusalem binne gaan nie. En jy mag nie enige iemand 'n leienaar noem, wie beslis die Heilige Gees binne in hulle het nie, want die Heilige Gees is 'n gees wat waarheid spreek. Dis nie 'n leienaar nie. God is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. So enige mens wat vir enige ander mens wie definitief die Heilige Gees binne hulle het, sê hulle is 'n liegbek, net omdat hulle nie wil glo wat daardie persoon sê nie, of omdat hulle nie wil glo wat iemand anderste as getuienis vertel oor daardie persoon se lewe nie. Daai persone wat sê dat daardie persoon wat die Heilige Gees binne hulle het, sê is 'n liegbek. Daai persoon se lewe gaan nooit binne in die hemel kom nie, se siel. Want jy het 'n sonde gepleeg wat onvergeeflik is. Jy kan nie vir die Heilige Gees sê dat die Heilige Gees 'n liegbek is nie. Dit is van die put van die hel af. En om daardie rede sal daai persoon dit nie maak nie. Jy kan vergifnis vra aan die persoon, en die persoon, indien die persoon goedhartig is en die persoon doen wat die Here vir jou sê, want Jesus sê in die woord, jy moet nie net 7 keer vergewe nie, jy moet 70 maal 7 keer sê ek vergewe jou. Met ander woorde, dit kom van die hart afkom. Dan is dit daai persoon skoon, maar volgens die Here homself sal daai persoon wat vir die Heilige Gees in die persoon gesê het, hy is 'n liegbek, daai persoon sal dit nie in die hemel maak nie. Nie nou nie,
en nie in die toekoms nie. En die woord van God is die waarheid. Hy was, hy is en hy sal altyd wees. Die koning, die almagtige. Yahweh is sy naam. In alle ewigheid. Sy woord is onherroepelik. Jy kan dit nie verander nie. Hy self kan dit nie verander nie. Vir God is sy woord die belangrikste. Hy sal nooit teen sy woord gaan nie. Wanneer hy 'n woord spreek, spreek hy dit. So moet nooit aan enige iemand vir die Heilige Gees binne hulle het sê, hulle is 'n liegbek nie. Want dan is jy verdoem tot in die verdoemtenis in. Dis hoekom hulle sê, hou 'n wag voor jou mond. Bid dat die Here jou tong in toom sal hou. Dat jy nie iets sê wat ongesê gebly het, wat ongesê kon gebly het nie. Want deur te praat teen iemand anderste, praat jy vloeke oor jouself uit en oor ander mense se lewe, juis omdat jy nie jou tong kan in toom hou nie. Daar is 'n skrif in die Nuwe Testament wat sê, mense moet vinnig wees om te luister, want daar's 2 ore om te hoor. Stadig wees om te praat en nog stadiger om kwaad te word. Ek dink dit is iewers in die Romeine, ek is nie seker nie. Ek sal dit gaan naslaan en dan sal ek dit ook plaas. So mense, wees versigtig wat julle sê. Die Heilige Gees is 'n gees van waarheid. En as jy teen hom enige iets lelik sê, as jy sê hy's 'n liegbek, is dit 'n sonde wat nooit vergewe word nie. Ek het dit nou vandag gelees uit Matteus uit en uit Markus uit. En dit is die woord van, dit is Jesus homself wat hy woorde gesê het. Niemand anders nie. Dit is net opgeteken in Matteus en in Markus. Wees gewaarsku.